Net een woord het God gespreek, die lig wat deur die donker breek, 'n heelal is volmaak en dit is goed. Die engle het 'n lied gesing, om aan die Skepper eer te bring, die klanke was van hemelse akkoorde. Halleluja, 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 halleluja. David het sy harp gespeel, sy vingers wat die stare streel, die note dra boodskap van versoening. Die bose vlug, die lied bring lig, 'n volk kom na om God terug, die Vader word verheerlik deur akkoorde. Halleluja, 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 halleluja. Die donkie dra sy eerste vrag, as Jerusalem op 'n koning wag, die takke van 'n palm roep sy naam. Die lied word suur, die pryse stuur, en Jesus breek die skeidingsmuur, op Golgotha sy grootste halleluja. Halleluja, 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 halleluja. En nou staan ek voor U, o Heer, met al my lag en al my seer, die deure van my hart staan oop vir Jesus. Vir U wil ek my lied ook sing, om my verlosser eer te bring, die klanke is van hemelse akkoorde. Halleluja, 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 halleluja. Dit is altyd 'n voorreg en 'n besonderse geleentheid om in die huis van die Here te wees. En ek dink dit is nogal belangrik dat ons ook sal verstaan dat 'n ontmoeting met God in sy woning is geen geringe saak. Dit is werklik 'n saak van erns en 'n saak met 'n diepe betekenis. En daarom wil ek graag nou die geleentheid gee, nadat ek môre ook gesê het vir julle almal, en ek is bly julle is hier, ook die geleentheid gee om nou vir 'n oomblik, so vir 'n half minuut stil te word, net daar in die bank, daar waar jy nou sit, dat jy net sal rustig word, jouself geestelik instel en instem vir die woord van die Here en vir hierdie erediens. Daarna sal ek die intrelied aankondig. Kom ons raak stil voor die Here, elkeen in sy eie hart. Terwyl ons daar aan die banke net so sit, kom ons sing hierdie intrelied, waarin ons ook vir die Here vra om ook die brood, die lewensbrood van sy woord vir oggend vir ons te breek. U het die brood gebreek, eens by die meer, breek nou die lewensbrood vir my, o Heer. Wil steeds die waarheid meer aan my ontvou, tot ek ook in die woord my Heer aanskou. Soos wat daar berge is rondom Jerusalem, so is die Here rondom sy volk, van nou af tot in alle ewigheid. Gemeente, met hierdie wonderlike versekering dat die Here altyd om ons is en by ons is, vra ek dat julle nou sal staan en dan sing ons hartlik saam ons lofsang, liedboek nommer 184, verse 1, 2 en 4.
sing die Here, ja almal kom loof nou die Here. Alles wat asem het hier tot in tydlose sfere. Hy is die lig, ons oog bly op hom gerig. Hy is die Heer van die Here. Kom maar sit asseblief. Gemeente, die Here het op verskillende plekke vir ons in sy woord gesê hoe wil hy hê ons moet lewe. En die heel bekendste een is natuurlik Eksodus hoofstuk 20 waar die 10 gebooie vir ons deur God self geskenk is. Nou ek wil nou vanoggend graag uit die nuwe, 'n meer hedendaagse vertaling van die boodskap hierdie 10 gebooie vir julle lees. En in die boodskap word Eksodus 20 met die volgende hoofopskrif aangekondig. Dit word genoem die Here se ooreenkoms met sy volk. Die Here het die volgende reëls vir sy ooreenkoms met die volk gegee. Ek is die Here. Ek is jou God. Ek het jou uit Egipte bevry waar jy slawewerk gedoen het. Net ek mag jou God wees. Jy mag nie ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld maak of iets in die skepping probeer naboots om dit te aanbid of daarvoor te offer nie. Jy mag nie beelde maak wat lyk soos enigiets wat in die lug daarbo is of soos iets hier op die aarde waarop jy bly of soos iets in die plekke in die water onder die aarde om dit te vereer soos God nie. Ek verdra dit nie dat jy in ander gode glo nie. Ek reken met almal af wat die rug vir my draai, selfs met hulle kleinkinders en agterkleinkinders. Ek bly getrou en my liefde bly altyd staan vir duisende geslagte lank vir almal wat lief is vir my en aan my gehoorsaam is. Jy mag nie die Here jou God se naam sommer so gebruik nie. Die Here sal elke een straf wat sy naam gebruik sonder dat hy respek vir die Here het. Onthou dat die 7de dag die Here se dag is. Jy moet 6 dae lank met jou werk aangaan en met jou alledaagse dinge jou besig hou. Die 7de dag is die Here jou God se dag. Jy, jou kinders, die man en vrou wat vir jou werk, jou vee en die buitelander wat by jou bly. Nie een van hulle mag op die 7de dag met elke dag se werk aangaan. Die Here het die lug, die grond en die see met alles wat daarin bly binne 6 dae gemaak. Op die 7de dag het die Here gerus. Die Here het daarom van die 7de dag iets besonders gemaak en dit vir hom eenkant gesit. Jy moet respek hê vir jou pa en jou ma. Jy sal dan lank en gelukkig leef wat die Here jou laat bly. Jy mag nie iemand anders doodmaak nie. Jy moet nie ontrou wees aan jou man of jou vrou en by iemand anders slaap nie. Jy moenie iets steel nie. Moenie vir ander mense lieg en hulle bedrieg nie. Moenie afgunstig raak op iemand anders se besitting nie. Jy moenie wens dat sy vrou of sy werkers, sy bees of sy donkie eerder aan jou behoort het nie. Jy moenie jaloers wees op die dinge wat iemand anders het en dink dat jy dit eerder moes besit het nie. Nou gemeente, as ons hoor wat die Here hier van ons verwag in sy ooreenkoms met sy volk, en ons is eerlik, dan dink ek baie min van ons sal hier kan opstaan vanoggend en sê, Here, ek is totaal en al onskuldig aan die oortreding van u wet. En ek dink as ons dan besef en erken dat ons skuldig is, dan is dit ook baie belangrik dat ons ons skuld sal erken en sal bely. En dit gaan ons nou doen terwyl jy sommer so sit met die woorde van lied nommer 239, die tweede vers. En ek self wat kan ek doen om my sonde te vergewe?
woorde gesing het, regtig opreg was en eerlik was in ons skuldbelydenis, dan is dit ook wonderlik om te weet dat God sê vir ons dat hy is bereid om ons te vergewe. Ons lees in Psalm 103, dis reeds in die Ou Testament, lank voor Jesus se leeftyd en kruisiging. Staan daar hy, God, sal ons sonde nie bly toereken nie en nie vir ewig doornig bly nie. Hy handel met ons nie volgens ons sondes nie. Vergeld ons nie vir ons ongeregtighede nie, want dan word die motivering gegee. Hoekom is God bereid om ons te vergewe? Want staan hier, so groot as die afstand tussen hemel en aarde is, so groot is sy liefde vir die wat hom dien. Met hierdie wonderlike vryspraak wat ons pas gehoor het, is dit gepas dat ons geloof sal bely, maar ek gaan nie vanoggend dat ons die geloofsbelydenis soos gewoonlik doen nie. Ek gaan vra dat ons met die woorde van Lied 220 vers 1 ons geloof sal bely. Want daardeur gee ons eintlik die kern weer van waaraan ons glo, naamlik in Jesus ons verlosser. Kom ons sing hartlik saam die eerste vers, Liedboek 220. Met ons harte sing ons die Here van die liefde meer en meer. Aan die kruis het U ons sonde als gedra met geen verweer. Juich, o juich vir ons verlosser, van ons las is ons bevry. Ons sal aan die Redder, die Here, net uit dank ons lewe wy. Gemeente, soos wat julle bewus is dit nou die lydingstyd in ons kerklike jaar, waar die kerk oor die hele wêreld eintlik vir Jesus Christus op sy lydingspad volg. En daarom wil ek vanoggend die skrif en ook die woord aan u bedien vanuit Lukas 23. 'n hele gedeelte waar Jesus aan die kruis gehang het tussen twee ander mense, twee misdadigers. Maar voordat ons nou uit die woord lees, en ons gaan lees uit Lukas hoofstuk 23 vanaf die 32ste vers. Vra ek dat julle net daar in die bank sal stil word en dan vra ons net dat die Here ook die verkondiging van die woord vanoggend aan ons harte sal seën. Here, wat 'n ongelooflike voorreg om in u huis te kan wees. Maar dankie vir die selfs groter voorreg om aan u te behoort en te weet Jesus Christus het werklik gelei en gesterf ter wille van elke een van ons wat vanoggend hier is. Here, dit is eintlik te groot vir ons om te verstaan. Ons kan dit nie werklik begryp nie. En tog kan ons net diep dankbaar voor u kom staan en sê, baie dankie, o God. Dankie dat u bereid was om u seun aan die kruis te laat ly, te laat sterwe, te laat opstaan en te laat opvaar na die hemel. En nou, Here, is ons 'n groepie gelowiges wat saam is en ons is hier met 'n verwagting. En daardie verwagting kan ons, 'n swakke mens, nie vervul nie. Maar ons kan vir u vra dat u deur die Gees in hierdie volgende tydjie wat ons bymekaar sal wees en uit die woord lees en die boodskap verkondig, dat u self die prediker sal wees, maar ook die naprediker, en dat u ons harte sal verlos van enige iets wat mag skeiding maak in hierdie uur, sodat ons die woord nie ten volle kan inneem, verstaan en uiteindelik ook uitlewe nie. Dit is ons gebed in die naam van Jesus Christus. Amen. In Lukas hoofstuk 23 hoor ons vanaf die 32ste vers die volgende. Daar is ook twee ander, albei misdadigers, weggelei om saam met Jesus tereggestel te word. Toe hulle by die plek kom wat Kopbeen genoem word, het hulle hom daar saam met die misdadigers gekruisig. Die een aan sy regter en die ander een aan sy linkerkant. Toe sê Jesus, Vader, vergeef hulle,
want hulle weet nie wat hulle doen nie. Hulle het sy klere verdeel deur te lood. Die volk het daar gestaan en kyk. Hulle raadslede het hom ook uitgelag en gesê, ander het hy gered, laat hy homself red as hy die Christus is wat deur God uitverkies is. Ook die soldate het vorentoe gekom en hom bespot. Hulle het vir hom suur wyn aangebied en gesê, as jy die koning van die Jode is, red jouself. Daar was ook 'n opskrif bokant hom, dit is die koning van die Jode. Een van die misdadigers wat daar gehang het hom gelaster deur te sê, is jy dan nie die Christus nie? Red jouself en ons ook. Maar die ander een het hom tereggewys en gesê, is jy nie bang vir God nie? Jy ondergaan tog dieselfde straf as hierdie man. In ons geval is dit regverdig, want ons ontvang die verdiende straf vir ons dade. Maar hierdie man het niks verkeerd gedoen nie. Verder sê hy, Jesus, dink aan my wanneer u in u koninkryk kom. Jesus antwoord hom, ek verseker jou, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Dit was al omtrent 12 uur, toe kom daar duisternis oor die hele land en dit het tot 3 uur geduur. Die son het opgehou om te skyn. Die voorhangsel in die tempel het middeldeur geskeur. Jesus het hard uitgeroep, Vader, in u hande gee ek my gees oor. Na hierdie woorde het hy die laaste asem uitgeblaas. Toe die offisier sien wat gebeur het, het hy God geprys en gesê, hierdie man was werklik onskuldig. Tot sover dan die woord van die Here. En ek wil graag die hele gedeelte gebruik as agtergrond vir die woordverkondiging, maar veral wil ek die volgende 2 verse wil ek graag gebruik as teks. Vers 42 en 43. Daar staan, verder sê hy, Jesus, dink aan my wanneer u in die koninkryk kom. Jesus antwoord hom, ek verseker jou, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Vanaf die heel begin van sy aardse lewe, sou Jesus mense in 2 kampe verdeel. Vir die ene groep sou hy verdoemenis beteken, vir die ander redding. Vir die een oordeel, vir die ander verlossing. Bloot net sy geboorte het vir Herodes ontsteld en woedend gemaak, terwyl die herders aan die ander kant daaroor uitermate verheug was. En in Lukas 2 voorspel die profeet Simeon dat hierdie kind, dis nou Jesus, bestem is tot 'n val vir baie, maar vir ander weer 'n opstanding. Paulus skryf ook later in die evangelie dat die evangelie vir die wat verlore gaan 'n doodsreuk is wat die dood bring. Maar sê Paulus vir die wat gered word, is dit 'n lewensgeur wat lewe wek. Jesus het self in Lukas 12 vir sy disippels gesê, julle moenie dink ek het gekom om vrede op die aarde te bring nie, maar eerder verdeeldheid. En toe Jesus verduidelik dat hy selfs verdeeldheid in een familie ook sou bring. So Jesus het dwars deur sy lewe mense geskei en verdeel. Niemand sou ooit neutraal teenoor hom kon staan nie. Elke enkele mens, ook jy en ek, sou moes kies vir hom of teen hom. Wat meer is, hierdie rol van Jesus, naamlik om skeiding te maak, het nie verval toe hy gesterf het aan die kruis nie, ook nie toe hy opgestaan het, ook nie toe hy opgevaar het hemel toe nie. Selfs in die jaar 2025 verdeel Christus steeds mense in 2 groepe. En juis omdat hierdie verdeling soveel ewigheidsbetekenis het, wil ek graag op hierdie 3de lydingssondag nou met julle praat oor die diepgaande skeiding wat Jesus maak. En nou wil ek jou uitnooi om in jou geestesoog jouself voor te stel dat jy gaan kyk na 'n teateropvoering. En die drama wat opgevoer word genoem die drama van die 3 kruise. Hierdie drama het dan 3 bedrywe. En hierdie drama wys hoe die Seun van God in sy sterwensure
skeiding maak tussen twee geharde sondaars. En hierdie skeiding word veral op 3 terreine voltrek. As ons nou die gordyn oopmaak vir die heel eerste bedryf, dan sien ons in hierdie eerste bedryf hoe Jesus skeiding maak met betrekking tot hulle skuldbesef. Nou wat ek wil doen, is ek wil graag dat ons die gedeelte bekyk wat ons hier lees, en dan maak ons die gordyn toe, en dan besin ons 'n bietjie en gesels oor wat het ons gesien. Kom ons maak die gordyne nou oop vir die eerste bedryf. Nou hier op die verhoog sien ons 3 kruise. Aan weerskante van daardie kruise van Jesus, hang daar 2 rowwe manne. 2 manne met 'n donker, duister verlede en 'n lelike lewe agter die rug. Nou wat hulle misdade presies was, weet ons nie. Lukas noem hulle misdadigers, terwyl Matteus en Markus praat van hulle as rowers. Sonder twyfel het hierdie manne een of ander grove misdaad of misdade gepleeg, anders sou hulle verseker nie die doodstraf ontvang het nie. Verklaarders meen dit kan wees dat hierdie 2 lede was van die bende van Barabbas. Dis nou die een in wie se plek Jesus toe by ooit gekruisig is, nadat Barabbas vrygelaat is op grond van die skree van die skare. Maar wat hulle oortredings ook was, ons weet, dit is nie belangrik nie. As hulle wel lede was van Barabbas se bende, dan was hulle moordenaars, want ons lees dat Markus skryf dat Barabbas en sy mede-oproermakers het 'n moord gepleeg. Maar die presiese misdaad is nie vir ons vanoggend van belang nie, maar wat wel belangrik is dat albei hierdie manne nie net skuldig is voor die mense nie. Nee, hulle is ook skuldig en doemwaardig voor God. En hier tussen hierdie 2 skuldige sondaars hang die onskuldige lam van God. In die middel van geharde misdadigers bevind homself die een wat nooit enige misdaad of sonde gepleeg het nie. Saam met die skuldbevlekte rowers word gereken die vlekkelose, die heilige seun van God. Wat 'n skrille kontras is dit nie? Wat 'n paradoks. 3 kruise, 3 gemartelde liggame, 3 veroordeeldes, maar wat 2 ly as gevolg van hulle eie skuld, moet die derde een hierdie hel deurgaan, nie vir homself nie, maar vir sondaars soos jy en ek. Maar dan sien ons hoe dat Jesus stadig, maar seker begin om tussen hierdie 2 kwaaddoeners skeiding te voltrek. Matteus skryf interessant genoeg dat beide hom aanvanklik vir Jesus beledig het. Met ander woorde, hulle het saam met hom die sport gedryf. Maar geleidelik sien ons dat Jesus begin op 'n stil manier 'n verdelende invloed uit te oefen tussen hierdie 2 rowers. Die een wat ook eers saam gespot het, begin stadig aan onder die indruk kom van die heilige teenwoordigheid en persoonlikheid wat hier langs hom hang. Die besef dring stadig maar seker tot hom deur dat die man in die middel hoegenaamd nie van dieselfde kaliber is as hy en sy mede-rampokker nie. Duidelik raak Jesus se gedrag aan die kruis hom diep. Verstom hoor hy hoe dat Jesus uitroep in vers 34, Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Hierdie gesindheid van Jesus, tesame met die waardige wyse waarop hy sy lyding en doodstraf hanteer, maak dus 'n diepe indruk op hom. En so kom hy geleidelik tot die gevolgtrekking dat hierdie man werklik onskuldig is. Ja, dat hy selfs tog moontlik die lang verwagte Messias kan wees. So die aanwesigheid van die sondelose hier langs hom bring die een kwaaddoener dus tot nuwe insigte. In die heilige teenwoordigheid van die Heiland begin hy sy eie sondigheid en verlorenheid aanvoel. En dit bring hom tot 'n besef van eie skuld. Hy kry 'n terugblik op sy verlede en dan besef hy ek kan nie anders nie as om te erken dat ek strafwaardig en doemwaardig is voor God. In vers 41 erken hy sy skuld as hy vir die ander misdadigers sê, in ons geval is ons straf geregverdig, want ons ontvang die verdiende straf vir ons dade. So hier sien ons hoe dat Jesus deur sy stille en waardige lyding en selfs deur sy woorde 'n geharde misdadiger bring, nie net tot 'n skuldbesef nie,
maar ook tot 'n skuldbelydenis. 'n Verstokte sondaar kom tot die besef van eie skuld en doemwaardigheid. Maar wat gebeur met die ander een? Direk in teenstelling met die boetvaardige skuldbelydenis van die een misdadiger, staan die onversetlike, die hardgebakte houding van die ander een. By hom is daar geen sprake van 'n skuldbesef nie. Hy weier om sy sonde te erken. Hy gaan doodeenvoudig aan en voort om vir Jesus te smaad en te spot. Anders as sy mede-rampokker, is daar by hom geen berou nie en is daar geen besef van eie skuld of doemwaardigheid. Kom ons maak nou vir 'n oomblik die gordyn toe. En nou besin ons en ons praat 'n bietjie oor en ons probeer agterkom wat het ons hier waargeneem in hierdie eerste bedryf van die drama. Gemeente, elke mens wat aan die Here wil behoort, moet 'n deeglike besef van jou eie skuld en doemwaardigheid voor God hê. Jy kan nie 'n ware godsdiens beoefen as daar nie in jou lewe berou is oor sonde nie. Ek sê dit is baie belangrik dat ons sal besef dat as jy 'n ware godsdiens wil beoefen, dan moet jy 'n deeglike skuldbesef hê. En dit is ook net Jesus wat ons daartoe kan bring. Net Jesus kan deur die Heilige Gees ons oortuig van sonde. En nou is die vraag wat jy en ek onsself moet vra. Het Jesus se lyding en sterwe aan die kruis my alwaarlik onder die indruk gebring van hoe groot my skuld werklik voor God is en van watter duur prys Jesus moes betaal vir jou en my sonde? Is die enige iemand van ons, en as daar ene, steek maar jou hand op, wat kan opstaan en sê, ek is totaal sonder sonde? Niemand nie. Die Bybel sê dit ook vir ons baie duidelik, want ons lees in Romeine 3 vers 10, daar's nie een wat regverdig is nie, selfs nie een nie. Ook in 1 Johannes 1 vers 8 staan daar, dat as ons beweer, dat ons geen sonde het nie, dan bedrieg ons onsself en die waarheid is nie in ons nie. Selfs Spreuke 3 vers 10 is in die kol wat daar staan, Spreuke 20 vers 9 is in die kol wat daar staan, wie kan sê ek is rein? Ek is onskuldig, sonder sonde. So om waarlik kind van God te wil wees, is dit noodsaaklik dat ek en jy ons eie sonde sal besef en ons skuld voor God nie net sal besef nie, maar ook sal erken en bely. En weet jy, wanneer 'n mens dan inderdaad jou eie sonde bevlekte lewe stel naas die reinheid en die heiligheid van Jesus, dan kan jy mos nou nie anders nie as om wel te erken dat jy sonde het en om soos hierdie boetvaardige rower te erken, jy is nie net skuldig nie, maar jy is ook strafwaardig, ja, dat jy selfs die ewige dood verdien. Mag ek vanoggend vir u vra, en as wanneer ek dit vir jou vra ek dit ook vir myself altyd, kan jy en ek werklik getuig dat Jesus ook al in my lewe skeiding gemaak het tussen my skuldbesef en die van die wêreldling? Ons moet ook onthou, dit is nie maar voldoende om net een keer in jou lewe berou oor sonde te hê nie. Sonde is rebellie teen God. En daarom beskou God dit in so 'n uiters ernstige lig, dat eerder as om dit ongestraf te laat gaan, het hy sy toorn op sy seun laat neerkom. Daarom, gemeente, moet elke nuwe sonde onmiddellik bely word voor God. In ons lewens moet daar droefheid wees oor sonde, 'n bewoondheid oor my eie skuld. Ja, daar behoort 'n diepe hartseer te wees oor my rebellie teenoor my Skepper. Julle weet, ons leef eintlik in 'n tyd waarin sondebesef baie afgestomp geraak het. Die wêreld erken nie sommer meer dat iets sonde is nie. En selfs in ons gelowiges, in ons lewens, voel jy miskien baie keer 'n bietjie sleg vir 'n rukkie lank as jy sonde gedoen het, maar gou vergeet jy dit weer. En dit terwyl die woord ons leer dat sonde inderdaad iets verskriklik is
dat dit niks minder is nie as opstand teen God. So as daar in my lewe nie 'n opregte skuldbesef is nie, kan ek nooit ten volle aan God behoort nie. Kom ons maak nou die gordyn weer oop. En nou kyk ons na die tweede bedryf en ons sien in die tweede bedryf hoe dat Jesus skeiding maak tussen hierdie twee misdadigers se behoeftes. Jesus se skeiding het veel verder gestrek as net hulle skuldbesef. Hierdie manne was in 'n reuse penarie. Albei van hulle sou binne enkele ure sterwe. En hulle voel reeds hoe dat die lewenskragte geleidelik uit hulle vloei en minder word. En nou kan ons aanvaar dat seker albei van hulle bitter graag hulle vryheid sou wou terugkry. Hulle sou seker wat wou gee as hulle maar net sou kon loskom van hierdie vervloekte kruise waaraan hulle vasgespijker is. Dis tog mos net menslik om so lank as moontlik aan die lewe vas te klou. En daarom kan ons aanvaar dat albei se grootste behoefte aanvanklik is om tog net verlos te word van hierdie kruis, om die dood vry te spring, om weer hulle vryheid te ontvang. Maar nou sien ons hoe dat Jesus weer eens skeiding maak met betrekking tot hulle behoeftes. Waar albei se behoeftes aanvanklik op die aardse, stoffelike vlak lê, word die behoefte van die boetvaardige sondaar nou meer geestelik. Nadat hy tot 'n skuldbelydenis gekom het, verander sy behoeftes, waar hy eers soos die ander een net aan sy aardse belange gedink het, begin hy nou aan sy siel te dink. Hy weet, hier's nou iets veel groter op die spel as aardse behoeftes. Ek staan by die poorte van die dood, besef hy. En hy besef hy moet baie gou iets doen. En dan besef hy ook dat Jesus, wat hier langs hom hang, is die enigste wat hom hoegenaamd kan help om sy behoeftes te skei en om sy geestelike behoefte te vervul. En daarom vra hy vir Jesus, Jesus, dink aan my wanneer u in u koninkryk kom. En onmiddellik verseker Jesus vir hom, ek sê vir jou, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Maar die ander een, die ander misdadiger, sy behoeftes bly eenvoudig aards en stoffelik. Hy dink nog steeds net aan sy tydelike belange. Daarom sê hy vir Jesus, as u dan nou die Christus is, verlos u self en ons. Met ander woorde, al glo hierdie man nie in Jesus as die Messias nie, het hy tog gespranke hoop dat Christus hom dalk net kan verlos van hierdie kruis. Maar nie verlos in die geestelike sin nie. Nee, indien Jesus wel daartoe in staat is om hom te verlos, moet hy hom tog net van hierdie kruis afkry. So as hy dan van Jesus kan gebruik maak, is dit net om sy eie selfsugtige behoeftes te bevredig. Kom ons maak toe die gordyn nou weer. En ons besin 'n bietjie oor wat het ons hier gesien. Gemeente, vandag is daar ongelukkig ook nog steeds, selfs onder gelowiges, selfs onder kerkmense, diegene wie se lewens eintlik vir Jesus 'n bespotting is. Maar die oomblik wat hulle in nood verkeer, dan moet hy hulle help. Al wat sulke mense van God eintlik verlang, is om hulle uit hulle moeilikhede te help, maar verder moet hy tog nie in my lewe inmeng nie. 'n Tyd gelede het iemand by geleentheid teenoor my opgemerk en eerlik erken. Hy het gesê, ek is geneig daartoe om net op God te vertrou as ek in die moeilikheid is. Maar het hy vir my gesê, sodra dit beter gaan en my probleme is opgelos en my gebede is verhoor, dan wil ek tog nie hê Jesus moet verder in my lewe inmeng nie. Is dit nie dalk by baie van ons ook so nie? Probeer ons nie ook dikwels maar net vir God gebruik as ons hom nodig het nie, as 'n kruk vir ons aardse selfsugtige probleme nie. Wanneer ek in die nood verkeer, is ek baie gou op my knieë. Maar sodra dit weer beter gaan, dan vergeet ek van God en ek lewe weer net soos ek wil. As dit waar is van my lewe, dan het ek Jesus nog nie toegelaat om ook met betrekking tot my behoeftes werklik skeiding te maak. Die ware kind van God gebruik
sy meester nie net wanneer hy hom nodig het nie. Natuurlik mag ek as gelowige ook my probleme na Jesus toe bring, maar die ware kind van God dien die Here te alle tye met sy hele lewe, ook wanneer dit baie goed met hom gaan. So gemeente, wanneer Jesus in jou lewe 'n werklikheid geword het, dan skei hy ook jou behoeftes van die wêreldling. Sonder Christus is die aardse dinge die belangrikste. Jy streef na eer, na rykdom, na status, na plesier. Jou behoeftes is beperk tot hierdie aarde en as jy dalk vir God nodig kry, dan is dit eintlik maar net om jou te help om daardie selfsugtige aardse behoeftes te bevredig. Maar die ware verloste daarenteen, sy grootste behoefte is om God te behaag deur sy lewe wat hy lei. Jou behoeftes lê dan op die vlak van die geestelike, die ewige. Kan jy en ek vanoggend werklik eerlik sê sonder vrees dat ons dalk onsself bedrieg, dat dit ook in my lewe die geval is, dat my geestelike behoeftes veel belangriker is as my aardse behoefte? Ons wees prakties, waaroor bekommer jy jou die meeste? Oor jou bankrekening of oor jou heiligmaking? Oor die groei van jou bates of oor die groei van jou geestelike lewe? Is jy meer gaande oor wat mense van jou dink of van wat God van jou dink? In Kolossense skryf Paulus, hy sê, aangesien julle saam met Christus uit die dood opgewek is, moet julle streef na die dinge daarbo waar Christus is, waar hy aan die regterhand van God sit. En dan sê hy ook, rig julle gedagtes op die dinge daarbo, nie op die dinge wat op die aarde is nie. So medegelowige, wanneer jy werklik tot bekering gekom het, dan moet jou behoeftes ook verander. Natuurlik het jy nog steeds aardse behoeftes, maar dit is ondergeskik. Dan is jou hemelse burgerskap vir jou van veel meer belang as jou aardse burgerskap, want dan het Jesus vir jou die brood van die lewe geword. Paulus sê iets baie interessants in 1 Korintiërs 15. Hy sê, as ons net vir hierdie lewe hoop, ons hoop op Christus vestig, is ons die bejammeringswaardigste van alle mense. Die ware gelowige gebruik Jesus dus nie net vir sy stoffelike behoeftes nie, maar Jesus vervul vir al sy geestelike behoeftes, daardie behoeftes wat te doen het met die ewige lewe. En weet jy wat wonderlik is? Wanneer dit gebeur, dat jou behoeftes op die geestelike gerig is, dan gebeur en word waar, wat Paulus in Filippense 4 vers 19 skryf. Hy sê, en my God sal in elke behoefte van julle ryklik voorsien, volgens sy oorvloedige rykdom in Christus Jesus. Nou maak ons weer die gordyne oop vir die laaste slotbedryf. En nou sien ons hoe dat Jesus 'n baie diepgaande skeiding maak tussen hierdie twee rowers. Hierdie skeiding het te doen met hulle ewige bestemming. As Jesus nie ingegryp het nie, het albei hierdie misdadigers aan weerskante van hom op presies dieselfde bestemming afgestuur. Beide was verlore sondaars op pad na die verderf. Van God verlate sou hulle albei die ewigheid in die hel moes deurbring. Maar weer eens gryp Jesus in die laaste uur in en ons, omdat die een berou het oor sy skuld en sy behoeftes, hoor ons hierdie verstommende woorde uit die mond van die Seun van God. Ek verseker jou, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Watter wonder gebeur hier nie? 'n Misdadiger met 'n lang lys sondes agter die rug ontvang ter 11de ure volle vryspraak. Nog meer, hy ontvang die ewige lewe. En met hierdie wonderlike verlossing en vryspraak uit die mond van die verlosser, loop die paadjies van hierdie twee rowers finaal uiteen. Die skeiding is nou onherroepelik en vir ewig. Die een gaan vir ewig verlore. Die ander een word deur sy geloof in Jesus ter 11de ure gered uit die ewige verdoemenis. As ons die gordyn nou toemaak, dan besin ons oor wat ons hier gesien het. Gemeente, hierdie laaste skeiding wat voltrek is tussen twee sondaars met 'n soortgelyke verlede, kan net deur Jesus Christus voltrek word.
Net hy kan my finaal en permanent skei van sonde. Net hy is in staat om my en jou ewige bestemming te verander. Handelinge 4 vers 12 sê vir ons baie duidelik. Hy, dis nou Jesus, hy bring die verlossing en niemand anders nie. In Johannes 14 vers 6 het Jesus self gesê, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader toe, behalwe deur my nie. As daar dan soms in jou hart enige twyfel is oor die vraag, waar gaan jy die ewigheid deurbring? Vra jouself af, het Jesus my al werklik verlos uit die hand van Satan? Kan ek waarlik getuig van bekering en sondevergifnis? Is Jesus Christus werklik my persoonlike verlosser? Want net as ek hom aangeneem het as my eie persoonlike saligmaker, mag ek ook vooruitkyk na 'n ewige lewe saam met hom. As jy nog nie kan getuig van redding nie, onthou dan net dat nie almal kry soos hierdie misdadiger tot 'n enkele minute voor sy dood die geleentheid om sy saak met God reg te maak nie. Baie mense sterf in die vleur van hulle lewens, totaal onverwags. Maak daarom nou gereed, terwyl dit nog nie vir ewig te laat is nie. Maar weet jy, is belangrik dat ons ook sou verstaan, as jy glo dat jy reeds verlos is, en ek aanvaar dat die meeste van ons glo dit wel, kom ons maak dan ook baie seker of my geloof 'n ware geloof is. Geloof in Christus moet bewys word. Jesus roep ons op minstens 2 plekke op om die vrugte te dra wat by die bekering pas. En as die vrug van die Gees nie in my lewe te siene is nie, dan moet daar 'n vraagteken geplaas word oor die egtheid van my bekering. Dan moet ek doodseker maak of my geloof wel opreg is. In Matteus 7 vers 21, luister, dit is 'n baie belangrike teks wat Jesus hier sê. Nie elkeen wat vir my sê, Here, Here, sal ingaan in die koninkryk van die hemel nie, maar net hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemel is. In 1 Tessalonisense 4 vers 3 staan, dit is die wil van God dat julle heilig moet lewe. As my geloof dus nie gevolg word deur heiligmaking nie, dan kort ek inderdaad dringend self ondersoek, want dan is my geloof geen ware geloof nie. In Hebreërs 12 vers 14 staan, beywer julle vir vrede met alle mense. Van die vertaling sê, jaag die vrede na met almal. En dan staan daar, as ook vir 'n heilige lewe, party van die vertaling sê, as ook die heiligmaking, waarsonder niemand die Here sal sien nie. Die heiligmaking, waarsonder niemand die Here sal sien nie. Ek sluit af. Met die oordeelsdag sal Jesus weer skeiding maak. Maar dan sal dit 'n finale skeiding wees. En nog 'n verskil is, daardie skeiding sal nie meer wees as verlosser nie, maar wel as regter. Wie hom in hierdie lewe nie geken het as verlosser nie, sal hom daardie dag as regter leer ken. Want die Bybel sê vir ons op daardie dag sal daar ook net 2 groepe wees: die skape en die bokke, die verlostes en die veroordeeldes. Elkeen van ons hier in hierdie kerk vanoggend sal net in een van daardie 2 groepe wees. Is jy en ek 100% seker in watter groep ek sal wees? Amen. Kom ons dank. Here, dankie vir u woord wat skerper is as enige tweesnydende swaard. Dankie Here dat u woord deur murg en been sny en dat ons ook vanoggend weer kon sien watter wonderlike voorreg dit is dat Jesus bereid was om aan die kruis vir ons te sterwe. Here, ons moet erken, ons bly maar swakke, sondige mense. En selfs al het ons harte aan u gegee, miskien lank reeds gelede of onlangs, bly die versoeking steeds daar en bly ons steeds maar geneig om teen u in opstand te kom. Ons kan maar net vra, Here, vergewe ons. En wil u nie ook maar in ons lewens ook die skeiding voltrek, soos wat u dit gedoen het aan die 2 mense
aan weerskante van Jesus se kruis. Vader, dankie dat ons kan weet en kan glo. Jesus het vir ons sonde gesterf en daarom kan ons vir ewig lewe. Here, ons bid vir ons gemeente, vir elke een wat op een of ander wyse vir U nodig het. U ken elke mens se behoefte. Ons bid vir die leraars en die pastoriegesinne en ons bid vir die kerkraad en elke amptenaar, vir elke gemeentelid, elke lidmaat wat ons aan U opdra, Here. Dankie vir 'n gemeente wat ook bereid is om U te dien. Leer ons om selfs meer en meer toegewy te wees aan U as die koning van die kerk. Ons vra dit, Vader, in die naam van Jesus Christus en ons vra dat U ons al ons sondes sal vergewe. Amen. Ryder aan 'n houtkruis vasgeslaan. Ja, daar was 'n houtkruis. En daarom sal ek sing. Ek onthou vir Dawid voor die ark het hy gedans en juig na die kruis van Jesus. Hoe sal ons kan hande vou en swyg, want daar was 'n houtkruis, 'n ridder aan 'n houtkruis vasgeslaan. Ja, daar was 'n houtkruis en daarom sal ek sing. Wie sal my kan stil maak? Wie sal my gitaar se snaar afbreek? Wie sal my kan doodmaak? As my voete in dans wil breek, want daar was 'n houtkruis, 'n ryder aan 'n houtkruis vasgeslaan. Ja, daar was 'n houtkruis en daarom sal ek sing. Ek vra nie hoe jy voel nie, as gevoelens sogenaamd besluit te raak, dan was daar nooit die pyn nie. Toe die spykers deur die bloed daar die houtkruis kraak, want daar was 'n houtkruis, 'n ridder aan 'n houtkruis vasgeslaan. Ja, daar was 'n houtkruis en daarom sal ek sing. Ja, daar was 'n houtkruis, 'n ridder aan 'n houtkruis vasgeslaan. Ja, daar was 'n houtkruis en daarom sal ek sing. Ons bid nou dat die liefde en die genade van ons Here Jesus Christus en ook die liefde en genade van God en die kragvolle werking van die Heilige Gees met elke een van ons sal wees en sal bly tot in alle ewigheid. Amen. Die Here seën en beskerm jou, die Here verhoor jou gebed.